Dis daarom maar lekker. Dis 'n voorreg vanmôre. Terwyl ons hierdie diens vanmôre, ek dink is seker die belangrikste diens, of een van die belangrikste dienste. Ek het dit nou al vir 'n paar dienste gesê. Een sê ek tog ons Kersdiens en Jesus is vir ons gebore. Maar hierdie is net so belangrik, want al was hy gebore, as hy nie kom sterf het nie, was u en ek nie hier nie. En dit is moeilik. Dit is vir my 'n baie emosionele dag, as ek hierdie dag herdenk, want ek kan nie dink dat my Heiland dit alles deurgegaan het vir my nie. Want ek weet nie of ek vir myself so baie sou doen nie. Die paar vir wie ek lief is, dink ek baie keer ek sal my lewe vir hulle gee, maar vanmôre vroeg terwyl ek bid en ek ervaring kry van Jesus wat in die tronk sit saam met Barabbas. En hy weet wat nou vir hom voorlê. Die vorige aand het hy toe hy gaan bid, het sy sweet in bloeddruppels begin verander. Van die intense spanning. Hoeveel te meer hy môre toe hy weet dis nou sulke tyd. En hy hoor die oproer wat buite aangaan. Hulle wag. En hy vra, wie wil julle hê moet ek vrylaat? Hulle sê, Barabbas. Release Barabbas. Kruisig hom. Kruisig hom. Toe besef ek, my God, my God. Daai intense spanning wat hier deur gegaan het, dan gaan ons deur so bietjie, dan wil ons vra, waar's die Here? Waar's die Here? Nee, daar kan nie 'n God wees nie, want kyk wat gaan ek deur. Ek wil vir jou sê, jy het nog net die puntjie van die ysberg ervaar, en jy wil klaar nik en grille, jy sou dit nooit gemaak het nie. Ek dank die Here vir Jesus Christus wat bereid was om te kom. Maar ek wil vir u sê, in hierdie week, of gister, was dit gister, eergister, ja gister man, is donderdag gister gewees, was ek by die sentrum en hulle het so 'n stasie gehad wat hulle die kinders leer en ook so wat hulle beweeg van stasie tot stasie oor die hele kruisigingsgebeurtenis. En terwyl ek daartoe gaan, sien ek my ou seun daar en ek hou hom vas en sy pa hou hom so vas. Hy kan nie wag om sy pa bietjie vas te hou nie. Veral vir al die kinders. Hy druk my en ek hou hom vas. En ek raak bewoe en ek dink, Vader, hoe moeilik moes dit vir u wees om u seun te stuur? Het ons al ooit gedink? Ek dink baie keer ons besef nie, vir die een wat sy kind gee, is dit baie keer dalk net so erg, of erger, om te aanskou wat sy seun moet deurgaan. En ek dank die Here vanmôre, dat ons kinders nie hoef te offer aan 'n kruis nie, want die prys is eenmaal betaal. Kom ons gee hom eer daarvoor. Ek wil baie dankie sê vir pastoor François wat gestaan vir ons hier konferensie op 'n gepaste wyse met 'n boodskap begin het. Eintlik pastoor Kobus al Woensdag aand met gebedsstasies wat ons gebid het en gisterand, hier is ek. Praise the Lord, is so belangrik, want die tema van my boodskap of van die konferensie wat die Here ons gegee het is, want God is met ons. Ek wil net die oomblik gebruik weer om vir almal te sê, dankie wat ons ondersteun met hierdie boekie. Dis 'n boekie wat die Here vir my gesê het, ek moet uitbring, en hierdie boekie het slegs tot vervulling gekom as gevolg van Paasfees. Was dit nie dat Jesus gekruisig is nie, het hierdie boekie nie bestaan nie, dan kon ek hom weggooi. Maar Paulus het die opdrag vir jou en my gegee as gevolg van die kruisdood. As dit nie vir die kruisdood was nie, was God se volk die Jode en nie die heidene nie. Amen. U wat dalk nou nog nie gelees het nie, skud maar amen, dan klink jy ten minste slim. Sê amen. En u wat nou wel gelees het, sal weet, ons was ver van God, ons was nie genooi nie. Toe sê hy, toe hulle wat genooi is nie kom nie, sê hy, gaan uit in die strate, gaan haal hulle wat nie genooi was nie, want die bruilof is voorberei, ek gaan die bruilof gaan voort, halleluja, en die heidene kry genade, sê amen.
En dis die opdrag wat die Here my gegee het, en ek het baie moeite ingesit in hierdie boekie. Ek het baie van my tesiswerk ingesit, van my eerste tesis wat ek gedoen het oor die dispensasieleer en rondom Paulus, en hier is niks snaaks in nie, alles wat hierin is die woord van die Here. Die mense wat nie van hom gaan hou nie, kan ek nou vir julle sê. So as julle wil kwaad maak, gaan laai vir hulle een af. Is die Torah keepers, die Judaism, die wettismes, almal wat onder die wet wil bly, gaan nie van hom hou nie. Weet jy hoekom? Want hy het 'n identiteitskrisis. Want jy is 'n heiden, nie 'n Jood nie. Jy is 'n heiden deur genade gered. Kom ons sê vir die Here dankie daarvoor. Amen. So ek vra jy weer, as jy belangstel in die boekies, ons het heel wat nou weer bekom, so kan u by ons hulle bestel. Is R100 'n boekie. Ek het dit reg so goedkoop moontlik gemaak sodat ons dit kan gee. En die Here het op my hart gelê en ek sê dit weer vir u en ek wil dankie sê vir mense wat my reeds my hande gevat het om meer as een te koop en te sê, pastoor, saai waar dit moet. Ons het al reeds vir mense gestuur op ver plekke boekies wat dit nie kan bekostig nie. Is R100 'n boekie. As jy dit nie kan bekostig nie, praat met Marlies daarvoor, praat met my. Ek skenk hom vir jou. Want hierdie boekie is nie 'n geldmaak storie nie, is die evangelie van God tot redding vir elkeen wat daarin glo. Eers vir die Jood en toe vir die Griek en ons is daarby. Amen. Mag die Here u seën. Amen. Vanmôre se boodskap wat die Here my gegee het 'n tema wat baie na my hart lê. Matteus praat van Eli, maar Markus praat van Eloi, lama sabachthani. My God, waarom het u my verlaat? Ek wil vir julle lees Markus 15 vers 33 tot 38 ek lees in die nuwe vertaling omdat hy tye net beter sê, anders gaan jy wonder wanneer is die 9de uur en die 3de uur en die 6de uur. So hy sê dit vir ons baie duidelik hierso. Om 12 uur het dit oor die hele land donker geword tot 3 uur daardie middag. As jy sal oplet, sal jy weet dat 12 tot 3 is die warmste tyd wat die son skyn. Is wanneer hy op sy helderste en hoogste is. Is dit so? Jo, jy is vir my vanmôre 'n bietjie dood. Jesus het gesterf, jy hoef nie nou te sterf nie. Het die lewe waai bietjie vir my. Mense, dis lekker hierso man. Amen. En die 9de uur, hier moet jy oplet, hy sê nie 9 uur nie, die 9de uur het Jesus met 'n groot stem uitgeroep en gesê, die 9de uur is 3 uur daai middag, toe 12 uur kom die duisternis, tot en met 3 uur. Toe het Jesus uitgeroep en gesê, Eloi, lama sabachthani. Wat as dit vertaal word beteken, my God, waarom het u my verlaat? En sommige van die wat daar staan, hoor dit en sê, kyk, hy roep na Elia. Toe hardloop een en maak 'n spons vol asyn en sit dit op 'n riet en laat hom drink. En hy sê, wag, laat ons sien of Elia kom om hom af te haal. Maar Jesus het met 'n groot stem geroep en die laaste asem uitgeblaas en die voorhangsel van die tempel het in 2 geskeur van bo tot onder. Amen. Hoekom ek lief is vir hierdie vertaling of vir hierdie evangelie van Markus, is omdat Eloi is die afkorting van die Arameese woord wat sê Elohim, wat eenvoudig beteken my God. Eli verwar die ouens met Elia, is 'n vertalings, ek wil nou nie sê fout nie, maar is 'n vertalingsprobleem of variasie wat hulle het, wat hulle nou moet kan kyk, maar albei beteken vir ons in hierdie geval dieselfde, want ons sê die uitleg. Maar hy sê Eloi, lama sabachthani. En terwyl ek besig was om te bid oor hierdie saak en ek die aangesig van die Here soek, Here, wat moet ek met hierdie volk deel op hierdie nagmaaloggend? En ek besef, en ek doen so vinnig 'n wiskundige sommetjie en ek besef, ek het 200 nagmaaldienste al gehou. En ek sê, Here, wat kan ek nou sê wat anders is? Want jy wil altyd iets nuuts uitbring. Ek meen, ons wil nie elke keer dieselfde ding hoor nie. Ons wil graag iets nuuts hoor.
En ek sê, Here, wat moet ek doen? Ek's besig om te bid en volgende oomblik kom hierdie stem verskriklik. Ek wil vir u sê luid in my ore wat ek hoor, Eloi, Eloi lama sabachthani. My God, waarom het u my verlaat? Ek kyk na hierdie gedeelte, ek wil graag vir u verduidelik dat volgens die geskrifte kan u gaan kyk dat hulle sê dat dit in daardie middag om 12 uur toe Jesus aan die kruis reeds was, het die skepping, die Skepper vereer, toe kom daar duisternis oor die aarde. Baie ouens sê nee, is nou nie letterlik nie, is maar net die sonde se donkerheid. Nee, gaan doen jou huiswerk, gaan lees die geskrifte. Hulle sê dit het so donker geword oor die aarde dat hulle in die middel van die dag sterre kon sien. Want die skepping het sy eer aan God gegee. Want weet jy wat het gebeur? In daardie oomblik het God sy aangesig moes wegdraai. En die lig wat die wêreld verhelder, moes sy aangesig wegdraai, en dis hoekom die duisternis gekom het. Sodat u en ek genade kan kry. Terwyl hierdie gebeur en ek raak bewoe en ek sê, Here, Vader, hoe kon u dit regkry? Nie hoe het u dit gedoen? U het geweet wat sy plan, u weet alles. Maar hoe het u dit, wat het u in staat gestel om die aangesig weg te draai van Jesus af? Toe praat God met my duidelik. En hy sê ek moes 'n oomblik my aangesig van my seun wegdraai, sodat ek vir ewig in julle kan woon. Was dit nie dat God sy aangesig daar weggedraai het en die sonde gesterf het nie? Het die Heilige Gees nie in jou en my kon woon nie? Het jy gewonder hoekom is die Heilige Gees nie in die Ou Testament so baie werksaam nie? In die Ou Testament was die volk onder die wet, en as jy onder die wet is jy onder die vloek, is jy onder die sonde. En sonde kan die Gees van God nie huisves nie, want hy sê 'n brakfontein kan tog nie soet water voortbring nie. 'n Vyeboom kan tog nie olywe voortbring nie. En die Here begin met my praat en hy sê dat daardie oomblik toe Jesus aan die kruis is en daardie 3 ure van donker het al die sondes bymekaar gekom en die Vader moes wegkyk want hy moes die vloek word om die vloek te breek, om dit op hom te neem, soos Ben vanmôre gesê het. Daarom sien die Vader nie meer vir jou en my nie, hy sien ons deur Jesus. Halleluja! En daarom is ons vanmôre dankbaar, want ek wil gou vir jou 'n ander ding sê. Ek wil jy moet my mooi hoor, jy kan maar stryd vat as jy nie van hou nie, los hom maar net weer. Die Heilige Gees bly nie in sondaars nie. Die woord van die Here sê dit pertinent, uitdruklik en duidelik, die Heilige Gees bly nie in sonde nie. Want hy's rein, hy's heilig, hy is skoon, hy is God almagtig, en hy woord sê, wanneer die lig inkom, sal die duisternis dit nie oorweldig nie. Amen, sê die Bybel so. En ek wil hê jy moet kyk, kom ons kyk gou wat sê hierdie gedeelte, kom ek lees gou vir jy. Kom ek val sommer met die deur in die huis. Romeine 8 vers 8 tot 11. Ou vertaling sê, en die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees, met die hoofletter, as die Gees van God in julle woon. Wanneer is ek in die Gees? Wanneer die Gees van God in my woon. As ek in die vlees is, beteken die Gees van God woon nie in my nie. Verstaan jy dit? Hy sê dit baie duidelik hier. Maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Kerk, ek en geloos praat soeke goed nog van die kansels af nie. Want vandag is almal gered. Julle is wonderlike dingetjies. Hou aan met wat julle doen. Julle gaan hemel maak. Daai mense gaan voorloop in die hel en hulle volgelinge agterna stap. Ek sê vandag vir jou, volk van die Here, luister mooi. God is heilig. Hy sê wees heilig want ek is heilig. Hy sê mooi, maar iemand wat die Gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is,
dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die gees is lewe vanweë die geregtigheid. Geregtigheid wat ons het deur Jesus Christus, sê amen. Kom ons gee hom eer. Hy sê, en as die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy gees wat in julle woon. Kom ons sê amen, halleluja. Dit beteken, u en ek sal vir ewig lewe, deur sy gees wat in ons woon. Mense hou nie van harde woord nie. Mense wil sagte woordjies hoor. Hulle wil met watte gepad word. Ek sê vandag gou vir jou, daar sekere tye wat jy skrobborsel moet inbring. Ek wil jou vra, vat 'n ou sponsie, dan vat jy so lekker aangebrande pot en gaan vee jy hom bietjie vir my skoon met 'n ou sponsietjie. Daai sponsie lyk naderhand soos 'n wattetjie en hy werk nie meer nie. En die pot bly vuil. Daar's 'n tyd wat ons die skuurdraad bietjie moet gaan uithaal. Vir harde sake moet hard hanteer word. Hoor vanmôre wat ek vir julle sê, volk van die Here. God praat met my. En hy sê, was dit nie dat hy hom onttrek het en vir 'n oomblik weggedraai het nie. Ek kry 'n gesig vanmôre terwyl ek bid. Sien ek 'n gesig. En ek sien die engele van God, ek sien God die Vader wat kyk op die kruis. Hy so gefokus op die kruis en op Jesus, sy seun wat die Via Dolorosa stap. En ek sien hoe hy Jesus op die kruis vasmaak, maar ek sien die engele staan op hom. Maar ek sien hulle op groot wit perde, staan 'n magtige leer en hulle kyk net vir die Vader. Hulle kyk meer vir die Vader as vir Jesus. Hulle wag vir die opdrag wat sê, gaan haal my seun af. Hulle wag vir die opdrag wat sê, hoorie nee, gaan haal hom, genoeg is genoeg. Want Jesus sê self, dink jy nie my Vader kan vir my 'n legioen engele stuur nie? En hy sê, en ek kyk hoe kyk hulle vir die Vader, en ek sien die Vader se gesig. Hulle wag net vir hom vir 'n teken. En die gesig sien ek, hy gee hulle 'n teken met sy oë, of ek weet nie hoe hy dit gee nie, maar dis wat ek sien. En volgende oomblik toe hulle wag vir hom om die teken te gee, toe draai sy aangesig weg, sodat Jesus kon sterf vir jou en my sonde. Daarom sê Jesus, my God, waarom het U my verlaat? As die Vader nie sy aangesig weggedaai het nie, sê ek vir jou, het Jesus langer gelewe. Dis die logika. Maar omdat die Vader sy aangesig weggedraai het, toe gebeur die proses wat julle sou sien later, hulle het die ander se bene gebreek, maar syne nie gebreek nie, want hy was reeds dood. En hoekom hy bene gebreek het, is die manier wat hy self opgedruk het om asem te kry. Anders het hy versmoor. En toe was hy reeds dood, toe het hy nie sy bene nodig gehad om te breek nie. En die ander was reeds op die kruis. Hulle het nog steeds, hulle moes hulle bene breek, maar toe by Jesus kom, toe sy dood, en toe ons gaan kyk, sal jy sien, na daai 3 ure duisternis, toe Jesus sê, my God, waarom het U my verlaat? Toe het hy met 'n stem uitgeroep. Wat het hy uitgeroep? Dit is volbring. Toe blaas hy sy asem uit. Toe hulle die spies in sy sy druk, toe kom daar water met bloed gemeng uit. Maar die slim mense, die geleerde ouens beweer, is 'n proses wat sê dat sy hart fisies geskeur het van die seer, van die skok, van die hartseer, toe God die Vader van hom moes onttrek vir 'n oomblik. En daai proses van die hart wat beswyk het gemaak dat die water en bloed saam uitkom by sy sy. Anders was dit bloed alleen. Ek wil vir jou sê, my God, U God, ons God, het sy aangesig van sy seun weggedraai, sodat U en ek die evangelie vandag kan hê en die Heilige Gees vir ewig kan hê. Maar ek wil die noue ding sê wat nie lekker is nie, en ek het dit nou al bietjie begin noem. Dat die Here vir my duidelik sê, hulle wat Jesus nie aangeneem het nie, hulle wat Jesus nie aangeneem het as 'n persoonlike verlosser en saligmaker nie, het nie die Heilige Gees in hulle nie. Die Gees van God woon nie in hulle nie, dan kan hulle nie hemel maak nie. En dit sluit die Jode in. Jesus sê, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe. Niemand, behalwe die Jode. Niemand, behalwe die kerkgangers. Niemand, behalwe die Afrikaans sprekende boertjies. Nee, niemand gaan na die Vader behalwe deur my nie.
Daarom toe hulle kom met die doop van geregtigheid, sal jy sien, dit is Christus se kruisdood, wat ook 'n doop op sy eie is. Ek deel met die Bybelskool, en ek deel bietjie met hulle oor interessantheid, wat die kerk baie lank gemis het, dat daar's 12 dope in die Bybel, en die kerk hamer op een. Het nie geweet daar's 12 dope in die Bybel? Gaan lees die Bybel. En van die 12 dope is een van die belangrikes Christus se dood, waaraan ons gedoop moet word. En wanneer ons dit verstaan, wil ek vir julle sê, dis wanneer Paulus skryf, hy sê, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my, en dit wat ek nou leef in die vlees, leef ek vir God in volheid, sê amen. Halleluja, die oomblik as ek Jesus aanneem as my persoonlike verlosser en saligmaker, dan kyk die Vader na my deur Jesus, dan gee dit my die vrymoedigheid, dit gee vir my die toegang na die Vader toe, en ek kan nou in die heerlikheid van God inbeweeg. Jy kan nie in God se heerlikheid inbeweeg in jou eie sondige lewe nie. Daar's geen skrif wat dit bevestig nie. Jy kan nie in sonde in God se heerlikheid inbeweeg nie. Jy kan slegs through the blood into thy presence. Slegs deur die bloed van Jesus. So ek het vanmôre vir die nuusvolk van die Here. Die Here het vir my gesê, ek gaan 'n harde woord vir jou gee. Ek hoop nou Sondagsin gaan beter gaan, maar ek sê vanmôre vir u dat die kerk en die wêreld moet hulle regryk. Dis tyd om reg te kom. Dis tyd om die Here te soek soos wat hy gesoek en gedien wil word. Mense sal in hulle sonde sterf en hel toe gaan as hulle nie tot God gaan bekeer nie. Ek sê vanmôre hierdie woord op opdrag van die Here. Weet jy wat? Jou werke gaan jou nie red nie. Die genade van God in Christus Jesus gaan jou red. Wat beteken as ek besef ek is nie goed genoeg om dit te maak nie. Moenie dom wees nie. Gryp die genade van Jesus aan. Erken en bely hom, want hy sê hulle wat sy naam bely sal kinders van God genoem word. Halleluja, so wat sê ek vanmôre vir die oomblik as ek Jesus erken as my persoonlike verlosser en saligmaker, die oomblik wat ek hom aanneem, dan kom die Gees van God en woon binne my. Want dan sê ek ons nou gesuiwer deur die bloed. Die woord sê julle is geregverdig deur hom. Amen. Geregverdig. Jy is geregtig, geregverdig, heilig en suiwer deur hom. Dan kom die Gees van God in my. En dan begin hy, nie soos die Ou Testament wat van buite af, het hulle mooi kleed aangehad, wit gepluisterde grafte. Daar gestaan met die wet en kopband en of hy skyn met lang klere, lang gebede doen nie. Nee, van buite af het hy goed gelyk, maar binne was hulle verrot. Want hulle het van buite af binne toe gewerk. Die Gees van God kom, wanneer ek Jesus aanneem, dan kom die Heilige Gees in my. Dan begin dit van binne af buitentoe werk. Dan begin die Gees van God met vrymoedigheid in my kom nadat ek Jesus aangeneem het. Bly by my. Want God se Gees is heilig. Hy gaan nie in 'n vuile gaan bly nie. U moet by my bly vandag. Ek gaan vir julle nou 'n groot getuienis gee wat u baie nie gaan like nie, maar ek gaan dit tog vir u gee. Ek sê mos altyd, ek is nie geroep om gewild te wees nie, ek is geroep om gehoorsaam te wees. Nou sê ek vir u, weet jy wat gebeur? Nou kom ek en ek word geregverdig en geheilig deur Christus. Nou kom die Heilige Gees in. Nou begin die Heilige Gees van binne af in my werk en dan begin hy vrug dra. Dan kom die vrug van die Heilige Gees, die werking van die Heilige Gees, die gawe van die Gees en alles begin funksioneer. Maar dit kan slegs deur my funksioneer deur die Heilige Gees. Sê amen. As jy amen sê, klap ek jou hande, gee eer vir die Here. As die Heilige Gees in my woon, dan begin die Gees van God deur my werk en ander mense kan God in my sien. Ander mense kan God in my ervaar. Ander mense kan God in my gewaar. Ek vra vir jou vandag, as jy sit en jy voel, Here, maar ek het nie Heilige Gees nie, vra ek vir jou, het jy werklik aan Jesus aangeneem? Want die oomblik wat ek Jesus voluit aanneem en ek kry aanneming tot kind, dan kom die Gees in my in en dan begin die Gees deur my werk. Maar die wêreld daar buite en die hartseer is van die teologie in vandag se dae is moenie worry nie, Christus het gesterf. Julle almal is op pad hemel toe, singend, springend, altyd blywend. Ek weet nie hoe nie, maar is almal hemel toe. Kom ek sê vir jou, ons gaan surprise wees daai dag.
Want die woord sê, baie sal sê, in U naam het ons geprofeteer, duiwels uitgedryf, hy gaan sê, ek ken jou nie. Ek het jou nog nooit geken nie. Al hoe God my ken, is wanneer Jesus Christus in my is, want God ken sy eie. Ek het die skrif gelees, as die Gees van God in ons woon, is ons God se. En ek wil vanmôre vir jou sê wat hier sit. Jy kyk vas in jou foute, jy kyk vas in jou tekortkominge, jy kyk vas in al jou fiteriasietjies, ja, en al jou streke, en partykeer maak jou vrou jou attent daarop, partykeer maak jy haar attent daarop, maar ek wil nou vandag gou vir jou sê, sy genade is vir jou genoeg. Die liefde van Jesus is wonderbaar. Sy liefde is vir jou genoeg vanmôre. Ek wil hê jy moet vanmôre mooi verstaan, sy liefde en genade is vir jou genoeg, maar jy moet Jesus aanneem. Sonder aanneming kry ek nie kunskap nie. Wanneer daar weeskinders is wat wag vir pleegouers, gaan elke kar wat verbyry wat ouers het, maak nie dat hulle ouers het wat hulle aanneem nie. Daar moet eers 'n aannemingsproses plaasvind. Daar moet 'n kunskap ouerverhouding plaasvind. En as God vir jou sê, ek neem jou aan. Op die aarde kan hulle jou nog agterweë laat, maar as God sê, ek neem jou aan, deur my seun Jesus Christus, wat ek vir jou sê, gaan niemand my uit die hemel uithou nie. Niks gaan my uit die hemel uithou as ek Jesus aangeneem het nie. Want dan gaan die Gees my begin voorberei om die vrug te kan dra. Maar hy gaan kom kyk of ons vrug dra. Wat het gebeur met die vyeboom toe hy nie vrug dra nie? Dit weet julle self. Wat ek vandag vir julle wil sê, kom ek gaan vir julle gou nog iets skokkend sê. Ek het nou vanmôre so ver gegaan, ek wil nou verder gaan. Ek bid by geleentheid vir iemand. Dankie Here, ek het vir baie mense in my lewe al gebid. Die hele tyd bid ek vir iemand. En die Here wys my die persoon is baie siek en ek sê, kom ek bid vir jou, die Here gaan jou gesond maak. Die Here wys my gaan gesond maak. En ek lê my hande op die persoon of ek doen nie, ek sê nee, ek het sommer laat hulle huweliksmaat langs hulle hande lê op hom. Ek doen dit baie keer dat ek die man of die vrou sommer die hande lê. En ek sê, lê gou jou hande op haar. Lê jou hande op haar. Die Here gaan gesond maak en ek bid. Bid my gewone gebed met dieselfde geloof en alles wat ek het waar wonderwerke gebeur. Ek vrou gaan dit nou, nee, is dieselfde. Jesus, dan dink ek, hey, wat nou? Ek sê nee, kom ons bid maar weer. Here, ek bid en ek doen alles. Vra na, hoe voel dit nou? Nee, dieselfde. Nou sê ek, Here, of ek het baie swak gehoor of iets het nou fout gegaan, want ek staan nou in verleentheid voor almal. Want die Here het vir my voor die tyd gesê hy gaan gesond maak en ek het dit gesê ook toe ek gaan bid vir haar. En volgens my sê die Here vir my nee. Roep die persoon een kant en ek moet my vrou kry of iemand wat die Here my wys om hulle hande op te lê en in daai stadium as dit my vrou, ek sê lê gou jou hande op die persoon. Toe my vrou die hande op die persoon lê en ek bid, toe sy onmiddellik gesond. Ek sê Here, wat het nou gebeur? Die Here sê die persoon het 'n verslawing, ek kan nie deur hulle werk nie. Wanneer laas het jy gehoor dat die kerk dit vir mense leer? Mense soek die salwing van die Heilige Gees, soek die gawes. Die gawes wil nie opereer nie. Want ons sit in verslawings, dan word ons gepaai, jy's op pad hemel toe. Ek wil vir jou sê, oomblik as jy 'n verslawing het, is hierdie geen verlossingsbloed meer nie. Die oomblik as jy nog in jou verslawing sit, is hierdie nie verlossingsbloed nie. Dan kan jy hierdie bloed met alle respek vat, amper gooi ek dit hier oor die tafel uit. Jy kan dit uitgooi. Dit beteken niks. Die liggaam van Christus en sy bloed het 0 waarde vir iemand wat God nie bely en Jesus as die seun van God nie. Vir hulle is dit lekker liquorfruit en cream crackers. Vir my is dit die bloed van my Jesus. Is die liggaam wat wonde genees. Is die liggaam wat vrymaak, wat heel. Maar solank as wat ek in my sonde bly, dan maak ek hierdie bloed en liggaam, ek void dit. Ek nullify dit. Ek maak dit niks, geen waarde nie. Ek vra jou vanmôre, wil jy nie seker maak dat hierdie liggaam en hierdie bloed vanmôre weer waarde kry in jou lewe nie? Wil jy nie vanmôre dalk opnuut sê, Here, ek het dalk nog nooit so daaraan gedink nie, ek besef nou, wat het gebeur? Die Heilige Gees moet in my kom sodat ek die kind kan wees, maar nou is die Heilige Gees in my, dis die stemmetjie wat sê jy moet dit nie doen nie, maar ek verhard my teen die stemmetjie van die Here. En weet jy wat gebeur as jy jou aanhou verhard teen die stem van die Here en jy laat sonde in?
Dit sê jy maak opsetlik dit donker waar lig is. Dit beteken donkerheid is die afwesigheid van lig. Donkerheid kan nie op sy eie bestaan nie. Het jy dit geweet? Daar's nie 'n ding soos donker nie. Donker is net die afwesigheid van lig. Die oomblik as ek my aanhou verset teen die Heilige Gees wat my wil oortuig en my reg kry, dan beteken die Heilige Gees gaan onttrek van my. Nou sê mense, "O, pastoor, ek wil net nooit sondig die Heilige Gees nie, want ek hoor is hoe ek hel toe gaan." Kom ek maak dit gou vir jou baie duidelik. Weet jy wat sondiging die Heilige Gees? Om te versuim teen die stemmetjie wat vir jou sê, kom tot bekering, kom reg. Want sonde sal die koninkryk van God nie ingaan nie. Die Heilige Gees probeer jou leer. Die Heilige Gees probeer jou oortuig. En daai bietjie wat ons fout maak, ons is mens. God se genade is vir ons genoeg. Maar Paulus sê, gaan ek nou opsetlik in sonde bly? Stellig nie. Die Gees van God gee ons die oorwinning oor sonde. Ek sluit vanmôre met dit. As jy vanmôre werklik ware begeerte het, Here, ek wil in die gawes van die Gees werk. Ek wil die gawes beoefen. Ek wil die salwing in my lewe hê. Ek wil die stem hoor. Here, ek wil nader aan U beweeg. Wil ek vir jou vra, wil jy nie eers begin met daai klein goedjies wat die Gees van God versteur in jou lewe nie? Wil jy dalk begin om te sê eers, Here, ek wil Jesus aanneem nie. As jy groot word in die kerk, maak dit jou nie 'n kind van God nie. As jou pa pastoor is, maak dit jou nie 'n kind van God nie. As jou ma pastoor is, maak dit jou nie 'n kind van God nie. Of jou ouma 3 ure gebid het en jou oupa 7 ure, dit maak jou geensins 'n kind van God nie. As jy nie Jesus aanneem nie, dan kry jy nie aanneming tot kindskap nie. Amen? En vanmôre vra ek vir jou, terwyl jy geleentheid is, wil ek dubbel seker maak. Kom ons staan op ons voete. Ek wil jy vra, wil jy nie vanmôre dubbel seker maak dat jy neem Jesus aan as jou persoonlike verlosser en saligmaker nie? Wil jy nie seker maak vanmôre dat jy jou lewe oopstel en sê, Jesus Christus, ek erken en bely, U as my persoonlike verlosser en saligmaker. Ek maak my lewe nou oop vir U Heilige Gees, Gees van God, om in my te kom woon. Want die woord sê, julle sal vir ewig lewe as die Gees van God in julle woon. En Here, en ons wil vir ewig lewe, daarom het U gesterf, sodat ons vir U kan lewe. He died for me, so that I can live for Him. En dis vanmôre my gebed, Vader, seën elkeen wat hierdie besluit neem, om vanmôre opnuut te sê, Here, ek wil Jesus aanneem. Here, daar's niks soos outomatiese gereddenheid nie. Daar's by U nie onregverdigheid nie. Ons moet Jesus aanneem. En as ons vanmôre ons harte oopmaak, sal U sê, kom, ek gaan inkom en maaltyd met jou hou. En dan wil ons sê, dankie Here, dat U ons tekortkominge te hulp kom. Laat U ons nie in die sonde hou nie, maar dat U die foute wat ons maak, laat U dit wegwas deur die bloed van die lam. Laat dit nie meer hou vas oor ons het nie. Laat dit nie meer oor ons heers nie. Dat ons vanmôre deur die genade kan staan. En my gebed is vanmôre, Vader, wanneer ek in 'n verslawing is, beteken dit ek het 'n opsetlike sonde. Dan is dit wanneer ek begin sukkel. Here, hierdie lyn is fyn. En dit is moeilik vir mense om dit te wil verstaan. Maar ek bid vanmôre, help ons. Here, ons almal fouteer daagliks, ons almal maak 'n foutjie. Maar wanneer ek in my sonde bly, dan kan ek nie 'n kind van God genoem word nie. Ek vra, haal ons uit dit uit, Here. As ons vanmôre hierdie nagmaal gaan bedien aan die volk, Here, is my gebed, laat hierdie nagmaal vanmôre mense se lewens radikaal sal verander. As ons vanmôre hierdie nagmaal gaan gebruik, Here, is my gebed, dat U mense wat sukkel met verslawing sal vrymaak, Here. Here, van ons sukkel om onsself te vergewe oor foute wat ons gemaak het. Van ons sukkel om ander mense te vergewe oor foute wat hulle gemaak het. Maar my gebed is vanmôre, Vader, dat U nou, soos ons hierdie tafel gaan gebruik, U volk werklik sal aanraak.
Ons sê vir U dankie. Dankie Vader dat U U seun gestuur het. Dankie Jesus Christus dat U gekom het en dankie Heilige Gees dat U in ons bly en dankie vir die heerlikheid wat in ons lewens geopenbaar word, want die oomblik toe ons Jesus toelaat, toe verander my lewe. Now it's a joy unspeakable and full of glory, want die heerlikheid van die Here wil nou deur my werk. God wil my seën, hy wil my aanraak. Hy het my net eers gevra, nader tot my en ek sal tot julle nader. En vanmôre Here, is dit 'n blye boodskap. Want as God vir ons is, wie kan teen ons wees? As God seën, wie kan keer? Ons is nou maar eenmal die geseëndes van die Here. Sê dit saam met my, ons is nou maar eenmal die geseëndes van die Here. Dankie Vader, word verheerlik in Jesus naam. In Jesus naam. Sabaronda kasababayendai.